Louis Liebenberg se doppie is nou behoorlik geklink. Hy verskyn vandag in die hof soos jy weet op aanklagte van bedrog, geldwasery en rampokkery. Egter is die bedrieër en swendelaar nou in groot moeilikheid. Hy staan nie meer 'n kans nie. Die Willem Petzer groep se 4 jaar lange stryd om Liebenberg te ontbloot het uiteindelik einde laas jaar vrugte afgewerp toe Liebenberg na dekades se swendelary waar hy op die mees kwesbares onder ons geteer het en hulle uit hul spaargeld uit bedrieg het, gearresteer. Benewens vir sy arrestasie is Liebenberg ook verlede Vrydag finaal in sy persoonlike hoedanigheid gesekwestreer. Dit gaan sy strafsaak byna onmoontlik maak om te beveg. In hierdie video sal ek presies verduidelik wat dit beteken en waarom dit so is. Ongelukkig gaan ek self vandag by 'n ander hofsaak in Nebo wees, so ek gaan nie vanoggend regstreeks uit Bronkhorstspruit uitsaai om vir u fisiese opdaterings oor die hofsaak te bring nie. Die Willem Petzer groep gaan wel 'n span stuur om dit te doen. Hulle sal vandag regstreeks opdaterings op ons nuwe nuusblad, Petzer, plaas. Ek het volle vertroue dat my span die pyp sal kan rook, moontlik selfs beter as ek. Die blad is maklik om te vind, ek sal 'n skakel in die kommentaar los of u kan net hierdie URL by u webblaaier intik. Dit is facebook.com/petzernuus, alles aan een. Goeiemôre liewe vriende, Willem Petzer wat met u praat en dit is nou die 3 Februarie 2025. Volg en subscribe op ons kanaal vir meer video's wat u ingelig hou oor sake wat in ons eie belang is en sluit aan op ons WhatsApp groep om deurlopend ingelig te bly van die werk wat die Willem Petzer groep doen, deur slegs die naam en van te WhatsApp na die nommer wat tans op die skerm verskyn. Die rede waarom ons figure soos Liebenberg eerste op fokus is omdat ons glo jy moet eers die onkruid uit jou eie tuin uittrek, oftewel die gemors onder jou eie mense uithaal voor jy op 'n eksterne vyand kan fokus. Van hierdie onkruid in ons tuin was Liebenberg seker die heel ergste wat ons volk ooit beleef het. In sy 4,5 miljard rand bedrogskema het hy nagenoeg 40.000 mense uit hul neseier uit bedrieg. Liebenberg is wel minder as 'n week terug finaal in sy persoonlike hoedanigheid gesekwestreer, wat dit amper onmoontlik gaan maak vir hom om sy stryd in die hof voort te sit. Kom ons kyk na wat die toekoms vir Liebenberg en sy familie inhou. Om dit te verstaan, moet ons eers verstaan wat dit beteken om in jou persoonlike hoedanigheid gesekwestreer te wees. Dit beteken dat Liebenberg deur 'n hofbevel Vrydag falliet verklaar is en sy boedel met al sy bates onder administrasie geplaas is omdat hy nie sy skulde kan betaal nie, en die hof besluit het sekwestrasie is die enigste manier om sy skuldeisers te bevoordeel. Met ander woorde, Liebenberg het alle beheer oor sy bates verloor. Al sy bates kan verkoop word om sy skuld te dek. Liebenberg het egter minder as 5 miljoen rand se bates in sy persoonlike naam gehad, met 'n skuldlas van meer as 150 miljoen. Hierdie skuldlas is natuurlik aan die hoofmaatskappy in sy bedrogskema Tariumix waaruit die 150 miljoen onttrek is. Wat dit beteken is dat dit van nou af nie fisies moontlik gaan wees vir Liebenberg of vir sy vrou Desi om enige fooie vir 'n regspan te kan betaal nie. Selfs geld wat aan die egpaar geskenk word om hul regskoste te betaal, maak nie saak in watter entiteit dit inbetaal word nie, kan oombliklik op beslag gelê word deur die likurateurs van Tariumix. Dus, die arme mense wat nog steeds vir Liebenberg geld skenk en nog steeds aan Liebenberg vasklou, gaan dubbel verloor. Elke skenking wat hulle aan Liebenberg maak, gaan voor die voet op beslag gelê word en daarna gaan die likurateurs steeds vir hulle kom vir die volle bedrag uitbetalings wat hulle gekry het. Die skenkings vir sy regsfooie sal gesien word as, soos die woord dit mooi beskryf, skenkings, en daarom sal dit nie van hulle skuld na die boedel afgetrek word nie. Nou kan jy sien waarom Ponzi-skemas soos hierdie een seker die mees skadelike misdaad is wat 'n mens kan pleeg, want dit verwoes werklik duisende lewens op een slag. Liebenberg is Vrydag die 31ste Januarie gesekwestreer nadat die regter bevind het dat die likurateurs 'n voldoende prima facie bewyse gelewer het dat Liebenberg minstens 150 miljoen rand aan Tariumix skuld. Nagenoeg 145 miljoen rand is in die laaste 4 jaar deur Liebenberg vermors op dobbel, luukse reise, restaurante, sy ekstravagante troue en geskenke aan ander mense.
Wanneer ek hier praat van geskenke, dan is dit in 'n geweldige groot aanhalingstekens. Ons weet almal waarom hy hierdie sogenaamde geskenke so ruimhartig uitgedeel het. Dink maar aan Paul Mashatile se groot diamant. Liebenberg se verweer was dat die meer as 100 miljoen rand wat hy by casinos uitgedobbel het, 'n manier was om groot bedrae kontant te onttrek vir diamanttransaksies. Die hof het egter bevind dat Liebenberg geen bewys kon lewer dat enige van die geld wat hy uitgedobbel het, ooit vir die aankoop van enige diamante aangewend is nie. Verder het dit ook in hierdie saak uitgekom dat daar geen aangekoopte diamante in voorraad of op register in enige een van die maatskappye wat Liebenberg geregistreer het, bestaan nie. Die enigste diamante wat wel bestaan is die wat gemyn is, maar daar bestaan nie eers genoeg diamante om 1/100ste van die skuld aan beleggers uit te betaal nie. Boonop blyk dit ook dat die diamante wat wel gemyn is nie eers genoeg was om die operasionele koste van die myn self te dra nie. En dis het die myn sedert die dag wat Liebenberg dit aangekoop het met beleggersgeld op 'n reuse verlies geopereer. Die regter het selfs so ver gegaan as om te sê dat die beleggers werklik geglo het hulle belê in 'n regmatige onderneming, maar dit kan nie anders as om gelyk te gee dat die geld verseker aangewend is deur Liebenberg se dobbelary te befonds nie. Verder is daar ook geen bewyse dat Liebenberg ooit met enige geld uit die casinos weggestap het nie, en dit blyk dat al hierdie beleggersgeld in die casinos verloor is. Die likurateurs kon tot op datum sedert hulle beheer oor Tariomix oorgeneem het geen bewyse kry dat daar ooit enige van die miljarde wat die beleggers vanaf ingestroom het op enige diamantransaksies gebruik is nie. Die tendens wat ons hier sien afspeel is presies dieselfde as die van Maritjie Prinsloo, wat die Creon Ponzi skema in Vanderbijlpark bedryf het. Net soos Liebenberg is sy kort na haar inhegtenisname in persoon gesekwestreer. Net soos Liebenberg kon daar nooit enige bewyse van haar kant af opgelewer word dat enige van die geld wat sy uit die skemas onttrek het ooit vir regmatige sakebedrywighede gebruik is nie. Die blote feit dat beide Prinsloo en Liebenberg geen bewyse van regmatige sakeondernemings kon lewer nie, spreek boekdele van beide se skuldigheid. Prinsloo moes toe later op staatsregshulp staat maak om haar en haar familie te verdedig. Ons sal sien wat vandag gebeur, maar ek glo nie dat dit anders kan gaan as dieselfde vir Liebenberg nie. Prinsloo het die langste tronkstraf in die Suid-Afrikaanse geskiedenis gekry, toe sy tot 29.000 jaar tronkstraf gevonnis is. Dit is egter so dat onder Suid-Afrikaanse reg haar 118.000 aanklagtes nie opeenvolgend gevonnis kon word nie, maar slegs gelyklopend. Daarom is sy net tot 25 jaar sonder die opsie van parool gevonnis. Prinsloo se bedrogskema is 'n serfyntjie teen Liebenberg se. Haar skema het 15.000 beleggers uit nagenoeg 1.5 miljard rand geswendel. Liebenberg het meer as 40.000 beleggers uit 4.5 miljard rand geswendel. Hierdie was 'n jarelange stryd wat ons gevoer het vir geregtigheid vir Liebenberg se slagoffers, maar dit lyk of hy en sy vrou al reeds begin boet vir die ongelooflike, gruwelike booshede wat hulle hul medemense aangedoen het, omdat die staat suksesvol hul borgtog kon weier. Onthou om ons te volg op hierdie platform en onthou ook om op die WhatsApp groepe te klim. Die nommer is in die kommentare en op die skerm. Totsiens en God seën elkeen van u.